kom ons kyk wat het in 2004 in Europa gebeur. 2004 het Duitsland Sondagwette ingebring wat inkopies gestop het op Sondag. Interessant het hulle dit weer gedoen in 2007. En ook wat het gebeur in 2006 was in Parys het Louis Vuitton hierdie handsak inkopiesentrum in groot moeilikheid gekom oor an unwelcome rest, and he honest said it, what does it take to be able to do business on Sunday? A French war over the day of the Lord that said in May, French courts ruled that the Louis Vuitton flagship store must remain closed on Sundays in accordance with the law of France. French law was clearly violated. Thou shalt rest on Sundays. Jy sien, hier is 'n oorlog wat aan die gang is. Dit het in 2004 in Duitsland gebeur, 2006 in Frankryk en toe 2007 weer in Europa. En hier kom die vraag, German unions, churches form alliance, 'n alliansie om te koop of nie te koop op Sondag. Die 7de dag is veronderstel om vir die familie te wees en ek stem saam. Die protestante kerk van Berlyn het sy magte saamgesit met die Katolieke kerk in die hoofstad om by die federale konstitusionele hof die wet te kry om die winkels toe te hou. Hulle sê, you are desecrating the day of the Lord and breaking the third commandment. Mistake. You are not desecrating the day of the Lord. Dit is die 7de dag Sabbat. Die 3de gebod het te doen met moenie my naam uitelik opneem. Die 4de gebod is die Sabbat. So hulle gebruik die Katolieke leerstelling, so jy kan sien duidelik wie dit is. Nou wie is dit? Kom ons lees. Bishop Wolfgang Huber, head of the Evangelical Church in Germany. Hulle wil die inkopies nou stop in Duitsland. My vriend was nou in Duitsland gewees en ongelukkig moes hy uitvlieg. Hy moes uitvlieg voor hy 'n kopie kon kry van die boete. Hy het ook oor die goed gepraat in Duitsland, oor die Sondagwet. Toe kom 2 mense in die gehoor na hom toe, afsonderlik van mekaar, en hulle het gesê al 2 van hulle het oor die €100 boete gekry omdat hulle dak op die Sondag geverf het by die huis.